Maak hom vir my op daar so in Psalm in die 50ste hoofstuk. Psalm hoofstuk 50. Nou ons gaan vanaand 'n bietjie baie uit die Bybel uit lees ook. Ons prys die Here. En ek wil vanaand bietjie met ons iets deel wat ek hoop en ek bid vir mense dalk 'n antwoord sal gee in hulle lewe. Dalk iets waarmee baie mense sukkel. Maar voordat ons daarby gaan kom, om vir julle te vertel waaroor dit gaan, kom ons lees eers saam. Daar so in Psalm hoofstuk 50. En ons gaan daar so lees vanaf vers 1, maar dan gaan daar so, ek wil sê so 7 versies wat ek wil hê ons moet op fokus. Maar kom ons begin sommer te lees van die begin af. Psalm 50 vanaf vers 1. Ek wil hê met veral klem lê en fokus op vers 16 en vers 23 tot en met vers 23, maar ons gaan daarby kom. Kom ons lees dan saam, Psalm 50 vanaf vers 1, 'n Psalm van Asaf. Nou wie was Asaf? Asaf was basies die volk se worship leier gewees. Hy was die aanbiddingsleier gewees van Israel. Hy het die mense in aanbidding gebring voor die mense. Soos vandag sal ons sê die praise and worship leader. Hy was die persoon gewees wat die volk in God se aanbidding ingebring het. En so 'n Psalm van Asaf. En hy sê, die God van die gode, die Here spreek en roep, die aarde van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion die volkomendheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Ek meen as jy nou 'n beskrywing wil hê van hoe God lyk, dink ek is hierdie nogal 'n mooi beskrywing en ek glo nie eers hy probeer eers om die Here te kan beskryf nie. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Hoor my volk dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou kan inskerp. Ek is God, jou God. Oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd deur voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op die berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink, of verdank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste, en roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Nou ek wil net eers daar stop voordat ons verder gaan. Hier kom die Here, en die Here sê, basies in hierdie gedeelte vir ons, en dis wat baie mense se mentaliteit uit. Baie mense dink, wanneer hulle iets vir die Here doen, hulle doen God 'n guns. Wanneer hulle iets vir die Here gee, hulle doen God 'n guns. Hier sê die Here, het ek iets van jou nodig? Dink jy regtig waar, het jy al so arrogant geword, om te dink, jy please my, om te dink, dit wat jy vir my doen is 'n guns. Jy weet, en dis wat in baie mense vandag se lewe se die oortuiging was, hulle dink net omdat hulle gehoorsaam is aan die Here, en hulle nou sekere dinge doen, dat die Here moet nou tevrede wees daarmee. Jy weet, die Here sê, alles behoort aan my. In 'n ander gedeelte in die woord sê, alle goud en silwer behoort aan my. Alle offers wat jy gee, dit behoort in elk geval aan my. Wat het ek en jy in hierdie lewe wat ek en jy besit? Kan ek eintlik vir jou sê niks, want naak het ons in hierdie wêreld ingekom, en naak gaan ons hierdie wêreld uitgaan. Alles wat ons het is net genade van die Here, wat hy ons toelaat om te hê. Dis wat die Here eintlik hier sê. Dink jy ek het iets van jou nodig? Hoekom gee ons vir die werk van die Here? Hoekom doen ons dit? Hoekom offer ons vir die Here? Hoekom gaan ons uit op straat? Hoekom werk ons vir die Here? Hoekom doen ons hierdie goed? Omdat ons hom lief het. Nie omdat ons hom try omkoop of op sy arm te draai nie. Nie omdat ons probeer om God by hom witbroodjie of wat noem hulle dit? Ja, witbroodjie te soek nie. Probeer om sy arm te draai nie. Waarom dien baie mense die Here? En weet jy, hierdie Psalm kanselleer ook eintlik sommer die hele prosperity gospel. Mense wat dink hulle doen God 'n guns.
Weet jy wat, jy gee vir die Here omdat jy hom lief het, uit dankbaarheid, uit wat hy vir jou doen. Dis die minste wat ek en jy kan, dis ons redelike godsdiens, om uit dankbaarheid vir die Here te kan offer. Maar baie mense dink hulle doen die Here guns, as hulle kerk toe gaan, doen hulle die Here guns om hulle kerk te gaan. Weet jy wat? Jy moet rigting kry in die lewe. God het niks van jou nodig nie. God is niks aan jou verskuldig nie. Baie mense het 'n mentaliteit in die lewe dat die Here skuld hulle iets. God skuld jou niks. Hoor my mooi wat ek vandag vir jou sê, catch your wake up, God skuld jou absoluut niks. Mense probeer God, ek wil eintlik sê, omkoop. Jy kan nie God omkoop nie, alles behoort aan hom. Alles is syne. Weet jy, een van die dinge wat vir my so interessant was, is toe die duiwel gekom het om Jesus te versoek in die woestyn. Ek sal nie al die koninkryke gee. Aanbid my net. Alles het al reeds aan behoort aan Jesus. En dis wat die duiwel ook vandag kom. Hy kom baie male met daai mentaliteit van om aan jou iets voor te hou wat al reeds joune is. Dien my net. Jesus sê vir hom, gaan weg voor my Satan. Die Here jou God alleen moet jy aanbid. Weet jy, as jy gaan kyk na die Onse Vader, is 'n totale afhanklikheid van God. As jy gaan kyk wanneer God jou koning is om te besef, jy is gesubmit onder die koning. God vertrou jou met alles in hierdie lewe. Hy vertrou jou met kinders, hy vertrou jou met finansies, hy vertrou jou met werk, hy vertrou jou met arbeid vir hom, hy vertrou jou met sy huis, hy vertrou jou met 'n familie, hy vertrou jou met jou man, met jou vrou, hy vertrou jou. Jy is 'n rentmeester van dit alles. Jy is 'n bestuurder daarvan. Maar weet jy, die mense het vandag hierdie mentaliteit gekry dat God skuld hul iets. Aan die kruis het Jesus alles betaal, sonder dat ek en jy dit verdien, want eintlik wat ek en jy verdien is net die hel. Eintlik wat ek en jy verdien is net die verderf. Eintlik wat ek en jy verdien is net om van God se aangesig af weggevee te word. God het geen rede gehad, enigsins, om na die sondeval enige bemoeienis met die mense gehad het nie. Toe Adam en Eva, so wat my kinders gesê het toe hulle klein was, van die rooi appeltjies geëet het. Toe Adam en Eva gesondig het, hulle het van die vrug geëet. Van daai oomblik af het hulle sterflik geword en God het geen rede gehad om enigsins die mensdom te red nie. Maar tog het sy grote genadeheid, wat doen hy? Hy maak vir hulle rokke van vel. Hy sê vir hulle, daar sal 'n redder kom, wat weer die verhouding tussen my en julle sal herstel. Die saad van die vrou sal kom, hy sal die Satan se kop vermorsel. En Jesus Christus het gekom en hy het sy lewe gegee aan daai kruis. Wie van ons het dit verdien? Hoe arrogant het die mens geword om te dink hulle kan hulle redding verdien. Hulle kan hulle pad hemel toe koop. Hoe baie mense gedink hulle kan op hulle kerk se rig hemel toe ry, hulle pastoor se rig hemel toe ry. Die mens het arrogant geword. En Paulus, ek het vanoggend dit ook aangehaal, Paulus skryf in Korinte en hy sê vir hulle toe daar verdeeldheid onder hulle was. Is Christus verdeeld? Moet dit so wees? Is Paulus vir julle gekruisig? Want hierdie een sê ek is van Paulus, ek is van Cephas, ek is van Apollos. Is Christus verdeeld? Is Paulus vir julle gekruisig? Is julle in die naam van Paulus gedoop? Jy sien, die mense het begin op 'n plek kom waar hulle self begin toe-eien het dat God hulle iets verskuldig is. En die waarheid en die realiteit is, God skuld ons niks. Inteendeel is dit die teenoorgestelde. Ons alles moet eintlik 'n lofoffer aan die Here wees. Ons hele lewe moet 'n lofoffer aan die Here wees. As jy gaan lees wat sê in Romeine hoofstuk 12, ek gaan dit so vinnig vir julle lees.
Daar is in Romeine hoofstuk 12, daarin vers 1 en vers 2. Hoor wat sê hy hierso? Romeine 12 vers 1 en vers 2. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, hoor nou wat sê hy, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en volmaakte, welgevallige, volmaakte wil van God is. Want hoor wat sê hy, so ek gaan weer dit sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Wat beteken daai woord, dit is julle redelike godsdiens? Weet jy wat, dis die minste wat jy kan doen. Weet jy wat, om te gee vir die werk van die Here, om kerk toe te gaan, om Bybel te lees, om te bid, om die Here te dien, om die werk vir die Here te doen, om te gaan siele wen, om al goed. Weet jy wat? Dis jou redelike godsdiens. Dis die minste wat jy kan doen. Dit is nie iets waaroor ek en jy hoef te brag nie, en dink ons doen die Here 'n guns nie. Omdat ons die Here liefhet, sal dit outomaties gebeur. Dis iets wat outomaties sal gebeur en sal wees. Maar mense dink, God skuld hulle iets. Ek sal vir die Here gaan werk, maar eers moet die Here dit en dit en dit en dit. Here, ek sal dit vir U gaan doen, maar eers moet U vir my dit en dit en dit en dit. Here, ek wil dit vir U gaan, maar eers moet U vir my so en so en so en so. Wie is die mens om God voor te skryf? En dis die mentaliteit wat die mens vandag het. Here, ek sal eers vir U gaan werk, maar eers moet U vir my huis gee en 'n kar gee en goed. Weet jy wat? Jy gaan nooit vir die Here werk nie. Kom ek garandeer al kry jy goed, jy gaan nog steeds nie vir die Here werk nie. Dis hoekom Jesus op 'n stadium vir hulle gesê het, julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, omdat julle dit in julle welleste wil deurbring. Julle bid nie vir God se hart nie. Ek wil vir jou sê, soek eers die hart van God, dan sal jy die hand van God vind. Hoor wat ek vandag vir jou sê, soek eers die hart van God, dan sal jy die hand van God vind. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Nou kom ons by waaroor ek wil praat ook vanaand, vers 16 tot en met vers 23 daar in Psalm 50. Psalm 50 vanaf vers 6, hy sê, maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge, neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp. Kyk wat sê daar, so, jy wat my haat, hoe durf jy eers my naam oor jou lippe bring? Jy wat sê jy, jy's 'n Christen, jy's 'n kind van die Here, maar jy's goddeloos. Hoe durf jy eers my naam op jou lippe bring? Moet my nie vergelyk met jou nie. Weet jy, ek dink ons moet 'n bietjie meer die Bybel begin lees. Hy sê, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp, as jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jy deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid en jou tong veg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie dinge het jy gedoen en sou ek swyg? Jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou ordelik voor oë stel. Hoorie so, ek wil jy met 'n bietjie, kom ons lees 'n bietjie stadig. Let's do it slow-mo. Aan die goddelose sê God. Wie is goddeloos? Hy wat nie wandel volgens die woord van die Here nie, hy wat die woord van God verwerp, hy wat die wil van God verwerp, hy wat die tug van die Here verwerp, wat die rigting wat die woord verwerp. Jy wat in jou vlees wandel, die werke van die vlees is geopenbaar, Galasiërs 5 vers 19, gaan lees dit almal, oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, dronkenskap, moord. En jy noem hulle so almal so op. Dergelike dinge. Dan sê daar, die wat sulke dinge doen, dat hulle die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Hy sê aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond? Hoe durf jy te sê jy is op pad hemel toe? Hoe durf jy om te sê jy's gered? Hierdie is harde woorde. Hoe vermetel het die mens geword?
Ek wil vir jou sê, ek dink die mens besef nie met wie hy te doen nie. Dis wat God hierso sê, jy dink ek is net soos jy. Mense, as jy bietjie in die Bybel gaan lees, wie God is, gaan lees in die Ou Testament. Ek gaan vir jou sê, jy gaan sit daar en beef. Jy gaan sit daar en beef. Ja, God is 'n God van genade, God is 'n God van liefde. Maar hy is ook 'n verterende vuur. Hy's ook 'n oordelende God. Hy's 'n regverdige regter. Weet jy, ons het in die samelewing van vandag, het ons net op die punt gekom waar ons, God is liefde, God is liefde, God is liefde. Maar God is ook 'n heilige God. Hy's absoluut heilig. God kan nie sonde voor sy aangesig verdra nie. Hy kan nie sonde voor sy aangesig aanskou eers. Hy's absoluut heilig. Wie is die mens om te dink hy kan God voorskryf? Maar hoor wat sê hy sê, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werk, hy sê, wat noem jy my Here, Here, maar jy doen nie wat ek sê nie. Vers 18, as jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, bedoelende van, jy wil doen net wat hy doen, en jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid, kyk, jy kan jou mond nie in toom hou nie, hy is soos 'n papegaai op steroids, papa. 'n 50 motorbike kan nie naby jou kom nie. Hy sien, jy laat jou mond los in boosheid. Jy kan nie eens jou tong in toom hou nie. Jou tong vleg bedrog. Jy lieg en bedrieg net. Jy sit en praat teen jou broer. Jy sê dit nie voor hom sê, jy praat maar agter sy rug, né? Die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie ding het jy gedoen, en sou ek swyg? Jy weet, die mens dink hulle gaan met dit wegkom. Ek wil nou vandag vir jou sê, jy kan dalk dink jy kan in hierdie lewe daarmee wegkom. Maar hoor wat ek vandag vir jou sê, daar gaan 'n dag kom, waar elke knie sal buig en elke tong gaan bely. En iedere daad wat in die duister gedoen is, sal openbaar gemaak word. Want God het dit gesien. Niks is vir God se oë verborge nie. Jy kan in hierdie lewe met dinge wegkom. Jy kan by mense met dinge wegkom. Jy kan nie by God met dinge wegkom nie. Weet jy, daar is al hoeveel keer moorde gepleeg, byvoorbeeld, dis nou op 'n ekstreem geval, waar dan nooit daai moordenaar nog nooit gevind is nie. Glo jy vir my, God weet wie dit is. En daar sal 'n dag kom, wat hy voor God gaan rekenskap gee. Daar's dinge onder die mat gedoen, agter jou rug, onder die tafel, in duisternis, jy het daarmee weggekom dalk. Daar gaan 'n dag kom, waar dit oop en bloot gaan wees. God sê, hierdie ding het jy gedoen, en dink jy ek sou swyg? Dink jy ek gaan dit net los? Weet jy, almal, dit is my so goed en wel, soos die groepe soos Jehovah Getuies wat sê, daar is nie iets soos die hel nie, mense gaan nie hel toe nie. Hoekom is daar 'n hel? Hoe kan ek vir jou bewys die hel is 'n werklike plek? Kan ek vir jou verduidelik hoekom is die hel 'n werklike plek? As daar kriminele dade gepleeg word, kom ons vat ons regstelsel, nou nie in Suid-Afrika so heeltemal so seer nie, maar in 'n regverdige land. Né? Wat gebeur met 'n krimineel? Hy word tronk toe gestuur. Nou die hel is God se tronk. Dis waar geregtigheid sal geskied. Waar die groot regter geregtigheid sal geskied. Daar moet 'n hel wees, want God is 'n regverdige regter. Hy's 'n oordelende vuur. Die hel was geskep vir Satan en sy engele. Maar dis ook die plek waar hulle gaan heen gaan wat teen God gestaan het. Hy gaan verder, hy sê daarso, jy dink ek is net soos jy. Weet jy wat die probleme vandag se tyd met die mens? Hulle het God gemaak
en afgebring na 'n menslike vlak toe. Hulle plaas God in 'n boksie. Hulle pas God aan om by hulle te pas. Hulle pas die Bybel aan om by hulle te pas. Hulle pas God se woord aan om by hulle te pas. Hulle pas die insettinge van die Here aan om by hulle te pas. Die Here sê, weet jy wat, ek lag vir jou. Jy dink ek is net soos jy. Die duiwel het dit ook probeer. En weet jy wat is sy uiteinde, hy weet het. Hoekom het die Here nog nie die duiwel vernietig nie? Dit is 'n vraag wat ek ook al baie keer gekry het. God kan ons net die duiwel vernietig en alles, want weet jy wat? God laat boosheid sy loop. Hy laat die duiwel toe. Doen wat jy wil doen. Gaan groot. Die goddelose wees groot, gaan groot met wat jy doen. Moenie terughou nie, moenie halfpad met een voet in die wêreld leef en een voet vir die Here nie. Jy gaan nog steeds opeindig in dieselfde hel. Gaan groot. Moenie half so. Ek wil vir jou sê, as jy wil sondig, moenie halfpad sondig nie. Gaan groot. Jy wil mos. Mense besef nie hierdie ding nie. Mense besef nie hierdie ding nie. En die Here sê, jy dink ek is net soos jy. Daar gaan 'n dag kom, waar die wêreld gaan besef, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Henko, maar nou praat jy maar rowwe goed, jong. Prys die Here. Kyk wat sê hy vers 22, hy sê, of vers 21 sê hy, jy dink ek is niet soos jy. Kyk wat sê hy, ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel. Jy gaan presies weet. Elkeen wat hel toe gaan presies weet hoekom hy hel toe gaan. Daar gaan niemand enig in die hel wees wat sê ek het nie geweet nie. Jy gaan presies weet. Kan ek jou gou iets vertel? Die mense wat nou in die doderyk is. Kyk, daar's nou heiliglik op hierdie stadium is die wat sterf sonder Jesus, wat verlore gaan, is nou in die doderyk. Tot en met die wittroon oordeel waar hulle gaan wees. Gaan lees in Lukas 16 van Lazarus en die ryk man. Hulle is in die doderyk. Hulle die wat gered is, gaan dadelik hemel toe. Die Here vat hulle hemel toe. Hulle is by Jesus. Maar die wie ongered is, gaan in die doderyk wag. En wat gebeur in die doderyk? Gaan dink aan Lazarus en die ryk man. Hulle word gepynig. Dis 'n plek van oordeel, dis 'n plek van straf. As jy daai gedeelte gaan lees, dan sê hy, dan roep die ryk man uit en hy sê, Vader Abraham, wees my genadig. Stuur hy vir Lazarus om sy vinger in water druk op my tong te verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. En dan dink mense, maar sê mense, jou moeder is net 'n gelykenis. Daai was nie 'n gelykenis nie. Daar is baie redes hoekom dit nie 'n gelykenis is nie. Daai is 'n ware verhaal wat Jesus gebruik het om te vertel. Hy het dit nie net as 'n gelykenis vertel nie, maar die opskrif van die Bybel sê die gelykenis van Lazarus en die ryk man. Daar is nie 'n gelykenis hier. In die eerste plek is die opskrifte in die Bybel was nie oorspronklik in die Bybel geskryf nie. Die Bybelskrywers het die opskrifte ingesit. Die tweede rede hoekom daai nie 'n gelykenis is nie, Jesus het nie gesê dis 'n gelykenis nie. In elke geval waar Jesus 'n gelykenis vertel het, hy sê die Bybel, hy vertel hulle die gelykenis. Hy vertel die gelykenis. Daai het hy gesê, het nie gesê dis 'n gelykenis nie. Die derde rede hoekom dit nie 'n gelykenis is nie. In al die gelykenisse wat Jesus vertel het hy nie name genoem nie. In hierdie geval noem hy 'n man by die naam Lazarus. En die ryk man se naam word nie genoem nie. Hoekom? Want in Matteus 7 vers 21 het Jesus gesê, gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk, ek het julle nooit geken nie. Die ryk man se naam was nie geken. Dit was nie 'n gelykenis nie. En Jesus sou nie 'n leuen gebruik het om 'n waarheid te verkondig nie. Daai was nie 'n gelykenis nie. Die hel is 'n werklikheid. En kyk wat sê vers 22, hy sê, verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat ek nie verskeur sonder dat iemand red nie. Jy sien, daar is slegs een redder, Jesus Christus. Daar is slegs een weg tot redding, Jesus Christus. Daar is slegs een persoon wat sy lewe gegee het, waardeur ek en jy gered word, wat die weg, die waarheid en die lewe is, en dit is Jesus Christus. Daar is geen ander nie.
En sonder Jesus sal jy verskeur word. Jy dink 'n leeu kan iemand verskeur. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. En dit sal 'n ewige verderf wees, waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Tot in alle ewigheid. Kan jy vir jouself 'n ewigheid indink? Ek dink nie mense besef hoe lank is die ewigheid nie. Vat jou ouderdom, hoe oud jy nou is. Dit is hoe lank jy weet hoe lank jy lewe is, want dis hoe oud jy is. Dis waarvan jy bewus is. As jy 50 is, jy weet hoe lank is 50 jaar. As jy 20 is, jy weet hoe lank is 20 jaar. As jy 70 is, jy weet hoe oud is 70 jaar. Hoe lank is dit? 'n Ewigheid het geen begin of geen einde nie. As jy al die sand in die see en in hierdie wêreld vat, en jy een korreltjie sand vat, en daai korreltjie sand jou lewe op hierdie aarde voorstel, die res van die sand, stel die ewigheid voor, want die ewigheid nog nie eens begin nie. Dis solank jy in die verderf gaan wees, of by die Here gaan wees. Kyk na vers 23, hy sê, die een wat dank offer, eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat sien. Hierdie psalm is 'n baie ernstige psalm. En dit noem 'n hele paar aanklagte teen die mensdom. En eintlik as jy mooi gaan lees, hierdie aanklagtes is waarom God nie die mens verhoor nie. Want die Here sê, jy dink ek is net soos jy. En hy bring 'n klomp goed wat hy noem, wat nogal ernstig is. As dit 'n klagstaat was, is hierdie 'n baie, baie ernstige klagstaat. Maar nadat ek nou so 'n depressing boodskap nou vir jou gegee het, wil ek nou 'n bietjie na 'n ander rigting beweeg met hierdie gedagte. Ek wil kyk vanaand na so 5 dinge wat die stem van die Here in jou lewe stil maak. Hoeveel keer het jy al gebid, of gevra, of gewag, en vir die Here iets gevra, en net gevoel dat hy stil is, dat hy jou nie antwoord nie, dat hy jou nie wil antwoord nie. Hoeveel keer het jy al uitgeroep vir rigting, maar net stil te ontvang? En as ons gaan kyk in hierdie psalm, is daar 'n hele paar goed wat die Here noem, waarom God nie hoor nie. Maar daar mag dalk dinge wees in ons lewens, wat die stem van die Here stil maak, sodat ons hom nie hoor nie. Want die waarheid is, God is nie stil nie. Die waarheid is, God antwoord ons, God praat met ons. Ons is net nie in die posisie om dit te hoor nie. Somtyds is daar dinge in ons lewe wat net sy stem stil maak, of uitdoof, laat ons hom nie hoor nie. Of ons totaal en al doof maak vir sy stem. Somtyds wil ons net nie sy stem hoor nie. Jy sien, in die waarheid is God antwoord. Hy sê vir ons in die woord, nader na my en ek sal tot jou nader. Roep my aan in die dag van benoudheid. Hy sê dit. Ek sê uittap, jy moet my eer. Maar, partymal is daar goed in ons lewe, wat die stem van die Here stil maak, sonder dat ons besef, ons maak die stem van die Here stil. Want God praat. God antwoord. Ons hoor hom net nie. Die eerste ding wat God sy stem in ons lewe stil maak, in hierdie gedeelte kan ons dit sien. Onbeleide sonde. Weet jy in Jesaja 59, daar in vers 1 en vers 2, dan sê dit vir ons, ek wil dit gou gou sommer vir ons lees, Jesaja 59 vers 1 en vers 2, hy sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie.
Hoor nou wat sê hy, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Sonde maak God se stem stil in ons lewe, dat hy ons nie hoor nie. Sonde bou 'n muur tussen ons en God. Sonde maak ons geestelike ore doof, dat ons nie kan hoor wanneer die Here met ons praat nie, want ons verlustig ons so in ons sonde, dat ons nie ag gee eers op God se stem nie. En wat so mooi is van die woord van die Here is, in 1 Johannes 1 vers 9 gesê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Jy weet, God wil hê ek en jy moet ons sonde bely. Hy wil hê ek en jy moet bewus wees daarvan, en ek en jy moet na hom toe kom. Hy is bewus van alles, ons kan niks van wegsteek. Hy weet wat sy sonde is in ons lewe, maar hy wil hê jy moet bewus wees daarvan. En wanneer ons na hom toe kom en sê, Here, ek is jammer, met opregte berou. Weet jy wat sê awesome ding van die woord, 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die Here wil hy muur afbreek. Die Here wil met ons praat. Hy wil hê ons moet hom hoor. Ons kies om hom nie te hoor nie. Want wanneer ons moedwillig wandel in doelbewuste sonde, wat doen ons met die stem van die Here? Ons maak hom stil. God is absoluut heilig, soos wat ek net nou gesê het. Ons kan nie God wil gaan soek in die middel van ons sonde nie. Ons kan nie hom daarby betrek nie. Ons kan nie wil hê God moet deel hê aan ons sonde nie. Ek wil eintlik sê, hoe vermetel het die mens geword om God deel te wil maak van ons sonde? Om God deel te wil maak van ons ongeregtigheid. Besef jy, ek wil gou sê, wat sê die woord van die Here van jou? Hy sê, jy is 'n tempel van wie? Waar woon die Heilige Gees? Jy is 'n tempel van die? Weet jy nie? Julle moet terug gaan sonnaarskool toe. Weet jy nie, jy is 'n tempel. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Waar woon die Heilige Gees? Besef jy, die sonde wat jy in wandel, forceer jy die Heilige Gees om aan deel te hê? Die sonde wat jy na kyk, die sonde wat jy pleeg, die sonde waarin jy wandel, jy forceer die Heilige Gees, die Gees van God, absolute heilige God. Die Heilige Gees wat jou oortuig van sonde en ongeregtigheid. Jy forceer hom om te deel aan daai sonde. Besef jy dit? Geen wonder, God sê, julle sonde het 'n skeidsmuur geword nie. Geen wonder die woord van die Here sê, bedroef nie die Heilige Gees nie. Kan julle vir jouself indink die Heilige Gees, hoe bedroef moet hy wees? As hy praat van bedroef, weet jy wat is, daar is 'n verskil tussen heilig en bedroef wees. Iemand wat bedroef is hartsgebroke, is stikkend, kan nie getroos word nie. Ons sonde bedroef die Heilige Gees in ons. Want jy forceer hom om te deel aan jou ongeregtigheid, aan jou leuns, aan jou lieg en bedrieg, aan jou skynheiligheid, aan al daai dinge wat jy forceer die Heilige Gees om daaraan te deel. Besef jy dit? Maar God herstel ons as ons opreg na hom toe gaan. Kyk, God se genade. Adam en Eva sondig. Hy het geen rede gehad om hulle te herstel nie, maar wat doen hy? Hy maak vir hulle rokke van vel. Hy is hulle genadig. En God is my en jou genadig en hy sê ek sal jou herstel. Weet jy, het jy al static noise gehoor? As jy byvoorbeeld, ek weet nie of julle weet wat static noise nie.
As jy jou TV, onthou vroeër jare en nou voor vandag se TV's wat so digital is by die satelliete, het jy 'n TV gehad met 'n aerial of met haasoortjies, dat iemand daar bo op die dak gestaan, dis met SABC 1, 2 en 3. Dan moet dan iemand in die huis staan en daai TV so gemaak wat dit so wit sneeuvlokkies, wit en swart sneeuvlokkies. Ek het nog groot geword in die wit en swart TV era. Dis waarvan ek nou praat. Ons het nie kleur TV gehad nie. Ek het my genade, maar ek het gedink daar's se nuuskas is grys. Jy weet? Maar ek het gedink selfs Trompie is grys. Dit was by baie woord om grys mense te sien. Maar ek het nog 'n wit en swart TV era groot geword. Dan sien jy TV dan maak dit dan moet jy nou die channel draai tot jy 'n soort van 'n beeltjie kry. Daai ding maak sulke snaakse beeld. Dan moet een nou bo op die dak wees. Dan skree jy vir hom bietjie langs. Dan sê amper, jy's te ver. Dan moet jy weer terug. Nee, jy is weer te ver. Draai bietjie terug. Nee, draai bietjie vorentoe. Dit vat jou 3 ure om een channel op te stel. Weet jy wat? Dan wil jy die tweede channel kyk. Dan is jy maar weer op die dak. Dan gaan tune hom nou maar weer. En dan as jy die tweede channel reg het, is die eerste channel weer uitgestel. Julle ken van daai, die ouer mense sal ken van daai ene. Dis static. En dit is wat sonde in ons lewe doen. Net wanneer jy dink jy's nou ingetune op die Here, dan kom hy static noise. As die channel weer weg. Dan moet jy maar weer, nee, bietjie langs, bietjie regs, doe my nie help. Sonde is 'n static noise in ons geestelike lewe. Dit meng in ons geestelike kommunikasie. Dit maak 'n totale verwarring in ons geestelike kommunikasie en daarom kan ons die Here nie hoor nie. God praat, die sein word uitgestuur. Maar my en jou se antennes is getune op ander dinge. Ons gaan soek eerder daai dinge in plaas van God se dinge. Daarom sê hy bedink die dinge wat daar bo is, nie wat hier onder op jare is nie. Nee, ons haasore is hierso. Jy gaan nie God opvang as jy hier is nie. Tweede ding wat God se stem stil maak in ons lewe, en dit sluit nou aan by dit, is die geraas en die distraksies van hierdie wêreld. Weet jy, in hierdie wêreld word ons baie maklik ons aandag afgetrek deur allerlei dinge. En dan verloor ons fokus van die Here af. Jy sien, as jy gaan kyk, ek gaan dit nou nie so alles vir julle lees nie, maar daar in 1 Konings 19. In 1 Konings 18 kan jy gelees van Elia en die Baal-profete wat hulle gedaag het en hy die Baal-profete toe nou geslag en toe hoor Jezebel nou van die goed. En sy stuur vir hom 'n boodskap en sê Elia, ek gaan jou laat doodmaak. En Elia gaan sit onder 'n besembos en hy is nou baie depressed. Hy het nou net die groot oorwinning behaal in die naam van die Here. Maar nou raak hy depressed en gaan sit onder 'n besembos toe een vroumens nou vir hom sê sy gaan hom doodmaak. En Elia het so half moed opgegee. Hy het moedeloos geraak, hy het moed opgegee. Hy het net gesê ek is nie meer lus vir hierdie storie nie. Die Here het hom 3 keer genader en hom gesê staan op en hy het hom kos gegee en alles en Elia het dit in 'n rigting geloop en hy het hom in 'n spilonk gaan wegsteek. En die Here, en nou sê hy vir ons ek gaan dit sommer vir julle lees hier so in 1 Konings 19 vanaf vers 11. Hy sê en hy sê gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here en kyk, die Here het verbygegaan terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. Na die wind 'n aardbewing en in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur en in die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan by die ingang van die spilonk gaan staan en daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier Elia? Jy sien God het met Elia begin praat in die stilte. Nie in die storm nie in die stormwind nie in die aardbewing nie in die vuur nie. In die stilte. Jy sien, ons leef in 'n wêreld wat ons bombardeer met allerhande geraas, met allerhande dinge, met storms, met aardbewings, met vuur, met allerhande dinge. En ons soek die Here daarin en die Here is nie daarin nie.
Die Here is in die stilte. Ons leef in 'n wêreld wat ons bombardeer met verskillende opinies, met verskillende idees, met verskillende boodskappe, met verskillende gedagtes, met die entertainment van hierdie wêreld, met allerlei dinge in hierdie wêreld. En dit trek ons aandag so af. Ons soek die Here daarin. Ons gaan nie die Here in die entertainment vind nie. Ons gaan nie die Here in die storm vind nie. Ons gaan hom nie in menslike opinies vind nie. Ons gaan hom nie in menslike idees en in boodskappe vind nie. Ons gaan God vind in die stilte van ons binnekamer. En God praat met Elia in die stilte. As jy God se stem wil hoor, raak stil van die wêreld. Onttrek jou van die wêreld. Mense, ek gaan vir jou sê, as jy jou uit die wêreldstelsel, uit die storms van die wêreld uitneem, en jy geraak stil by die Here, dis wanneer jy die Gees van God sal hoor praat. Weet jy wat is my so interessant? Jesus, gaan lees elke aand, het hy onttrek in die stilte en gaan bid. As Jesus dit nodig geag het om in die stilte te gaan bid, hoeveel te meer ek en jy nie? Mense het al vir my hierdie vraag gevra, sit so 'n bietjie van die punt af, maar ek wil dit sommer maar antwoord terwyl ek nou daaroor praat. Mense het my al gevra, Jesus, as hy dan nou gebid het tot God die Vader, want veral die mense wat die drie eenheid stry, en veral moslems vra dit ook baie, het hy dan tot homself gebid? Nee, onthou, God is 'n drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Hy het tot sy Vader gebid. Dink aan die doop van Jesus, daar het 'n stem uit die hemel gekom, dit is my geliefde Seun, in wie ek welbehae het, daar het 'n duif op hom neergeval, die Heilige Gees soos 'n duif op hom neergekom, en Jesus was in die water. Dis drie verskillende persone. Hy het tot die Vader gebid. Nie homself. Weet jy wat is die mense se opinie van God, wat nie die drie eenheid verstaan nie. Hulle dink, as jy sê, Jesus is die Vader en Jesus is die Heilige Gees, hy is nie. God is 'n drie-enige God, hy bestaan uit drie elemente. Ek het dit nou die dag so beskryf, soos vat ek gekookte eier, vat 'n eier. Daar's 'n dop, daar's die eier wit en daar's die geel. Dis een eier, maar is drie verskillende elemente. Die dop is apart, die wit en die geel is apart. Maar is een wese. En dis dieselfde. Nou, ek moet nie dink ek vergelyk God met 'n eier nie, asseblief nie, maar ek probeer dit nou net menslik eenvoudiger maak. Hy het tot die Vader gebid. Toe aan die kruis geroep, my God, waarom het een van die mense wat op Christendom altyd aanval is, as hy gesê, my God, waarom het jy verlaat? As hy dan alwetend was, het hy dan geweet ons hoe God hom dan verlaat, en as hy dan God is, en sê, hy het Psalm 22 aangehaal, dis 'n messiaanse profesie. Hy juis dit aangehaal om vir die mense te wys, hy is God, hy is die Seun van God, want dit wat oor hom geprofeteer was, het hy gesien voor hom afspeel, en dit wat hy gesê, my God, waarom het U my verlaat, het hy verwys en gesê, kyk wat hy Psalm sê, wat alles daarin gebeur, dit gebeur nou hier voor julle oë. Hy het hulle herinner aan dit. Dis juis 'n bewys dat hy die Seun van God is. Jy sien, God se stem word baie male stil gemaak deur die wêreldse geraas. Ons raak so doenig met die wêreldse goed. Weet jy wat, ek wil vir jou sê, as jy 24/7 op jou selfoon gaan wees, gaan jy nie die Here se stem hoor nie. As jy 24/7 op jou komputer gaan wees, gaan jy nie die stem van die Here hoor nie. As jy 24/7 met menslike dinge besig is, met allerlei goeders, jy gaan nie die stem van die Here hoor nie. As jy omring die heeltyd met goeders wat nie van God af is nie, met stories, met boeke, met movies, met musiek, met goeders wat nie van God af is, jy gaan nie God nie vind daarin nie. God het nie deel aan daai goed nie. Jy gaan God vind in die stilte. Jy sien, God praat met ons. Ons is net in die posisie om hom te hoor nie. Weet jy wat is so mooi van Jesus? En dis die derde een. Die derde punt hoekom van mense wat een van die derde ding wat die stem van die Here in ons lewe stil maak. Ongeloof en twyfel. Ongeloof en twyfel. In Jakobus, daar is in hoofstuk 1, daar in vers 5 tot en met vers
8 sê hy die volgende: as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig is sonder om te verwyd, dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Jy sien, God wil met jou praat. Hy wil met jou praat. Maar as jy hom gaan nader met die mentaliteit of met die idee dat hy jou nie gaan antwoord nie, gaan hy jou nie antwoord nie. Gaan jy hom nie hoor nie. As jy God nie op sy woord vat en hom vertrou nie, gaan jy hom nie hoor nie. Ek wil eintlik vir jou sê, twyfel is soos 'n sinkende skip. Kyk soos toe die Titanic daai ysberg getref het. Die skip het gaan stil staan in die middel van die Atlantiese Oseaan. Hy het nie verder vorentoe beweeg nie. En hy skip het begin sink. Hy kon nie vorentoe gaan nie. Hy kon net ondertoe. En dis presies dieselfde in my en jou. Ongeloof is soos daai ysberg wat ons tref en ons skip gaan staan stil in die middel van die Atlantiese Oseaan. Daai skip gaan nie vorentoe gaan nie. Hy gaan net af, hy gaan net sink. En weet jy wat so mooi van Jesus? In Johannes 10 dan sê hy, my skape ken my stem. My skape ken my stem. Hulle volg my. Jy sien, ek en jy moet twyfel met die woord van God teenstaan. Met die beloftes van God teenstaan. Saam met medegelowiges dit teenstaan. Ons moet ons lewe begin vul met aanbidding, met worship, ons moet 'n hart ontwikkel vir God se waarheid, vir God se beloftes, wie hy is. Jy sien, wanneer ons begin twyfel, vergeet ons wie God is. Dan word daar 'n geestelike blinddoek oor ons oë gesit, en weet jy wat? Daar word geestelike oorpleisies in ons ore gedruk. Nog voordat God kan antwoord, is ons al klaar so negatief, dat ons klaar die antwoord in sy gesig teruggegooi het. Dit is soos, ek het eendag het ek gehoor 'n prediker vertel hierdie storie, en dit is nou eintlik vir my so gepas. Hy sê, dit is soos Pietie. Hy wil R50, hy het R50 nodig. Nou weet hy, sy buurman het geld. Hy gaan by sy buurman R50 leen. En hy weet sy buurman, nou sit hy en wonder, ja, gaan hy vir my die geld gee, gaan hy nie. Hy weet echt, daai ou is partykeer maar 'n moeilike ou jong. Gaan dit vir gee, gaan hy nou nie. En die hele dag twyfel hy nou. Hy gaan nie as die buurman toe en vra hom nie. Hy sit net en twyfel, weet jy, gaan hy nou vir my, miskien moet ek hom gevra, dink ek moet hom gevra, dink ek moet hom gevra, nee, miskien moet ek hom nie gaan vra nie, miskien moet ek, nee, buite my kop af, nee, gaan hy my wegjaag, nee, weet jy wat, miskien moet ek nie gaan, miskien moet ek nie, ja, ek wonder of hy, en die hele dag gaan dit so aan. Die buurman is nie bewus van wat daar aangaan nie. Hy weet nie. Eventueel later die middag, nadat hy nou die hele dag homself so depressief nou hierso gewonder het, of gaan die buurman hom nou help, besluit hy wel, maar seker nog maar die buurman gaan vra vir die R50, dan klap hy 'n toon daar na sy buurman toe. Nou op pad, was hy die hele tyd, gaan hy my nou antwoord, gaan hy my nie antwoord, gaan hy vir my help, gaan hy my nie help, wat gaan hy vir my sê, miskien gaan hy my afjaag, miskien gaan hy my wegjaag, miskien moet hy skel, miskien gaan hy, hoe gaan hy nou, wat doen, en toe hy so voor hy ou se deur staan, kyk, toe hy so negatief, en hy, nou druk hy die klokkie, toe die buurman die deur so oop maak, hy sê, ag man, vat net jou R50 en druk dit, en hy draai hom en hy loop. En dis wat ons baie male met God doen. Dit is wat ons baie male met die Here doen. Ons laat God nie toe om te antwoord nie. Ons vul ons lewe so met ongeloof en twyfel, en bekommernis en angs en vrees, dat ons God nie toelaat om ons te antwoord nie. Ons gee hom nie kans om te antwoord.
En die vierde ding wat die stem van die Here in ons lewe stil maak, is onvergifnis. En bitterheid. Met Markus 11, daar in vers 24 en vers 6 tot en met vers 26 sê hy, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortreding mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Om vas te hou aan bitterheid en onvergifnis, blok jou geestelike ore, en dit blok jou geestelike blessings. In 'n ander gedeelte sê hy, as jy jou offer na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broer iets te doen het, gaan en versoen jou eers met jou broer, bring dan jou offer. Om vas te hou aan bitterheid gaan jou ore toemaak vir die Here. Jy sê, dit is so maklik vir die mens, ons wil onsself so maklik wreek, ons wil so maklik wraak toepas. Jy sien, in daad of in woord, ons wil swart smeer, ons wil afkraak, ons wil afbreek, ons wil te nakom, ons wil beskinder, ons wil tweedrag saai, ons wil reputasies afbreek, ons wil 'n persoon sosiaal vermoor, ons wil reg in ons eie hande neem, ons wil reputasie skend, ons wil terugkry. En dis wat onvergifnis en bitterheid doen. En die Here kan nie antwoord as dit jou gesindheid is nie. Weet jy, kom ek sê, om te vergewe beteken nie, jy sê dit wat die persoon gedoen het is reg nie. Weet jy wat beteken vergifnis? Dit beteken dat jy dra nie meer die las nie. Jy gee die las van daai dade wat daai persoon aan jou gedoen het oor aan die Here. En jy laat die Here daardie las van jou af wegvat. Jy gee dit vir die Here sorteer dit uit. Dis 'n saak dan tussen daai persoon en die Here. Jy maak jou vry van daai las. Dis wat vergifnis is. Vergifnis, ek sê mos, mense het die mentaliteit, vergifnis beteken nee, nou gee ek my goedkeuring, is maar okay, dat jy my mat en gekom het. Dis nie wat vergifnis is nie. Vergifnis is nie dit nie. Vergifnis is ek maak my vry van dit wat jy my gedoen het. Ek maak my los daarvan. Ek gee dit vir die Here. Ek gaan dit nie teen jou hou nie. Dis 'n saak tussen jou en die Here. Dis 'n saak wat jy met die Here moet uitsorteer, nie met my nie. Jy maak jou los van dit. En jy kies om die seer en die hantering van die saak in God se hand te sit. In plaas van om jou eie vendetta te loods, in plaas van om jou eie wraak toe te pas. Jy kies eintlik God se vrede bo die pyn en die seer. Kyk, wanneer mense jou seer gemaak het, dit is seer. Maar jy kies God se vrede bo die seer. En wanneer jy vergifnis kies jy dat God jou moet genees. Jy kies dat God jou aanraak, dat hy vir jou vrede gee. Jy kies dat God die seer gesond maak, dat die seer van die pyn weggaan. Jy sien, vergifnis is 'n keuse. Jy kan kies of jy wil of nie. Jy kan kies of jy daarin wil vashou of nie. Jy kan kies of jy daarin wil wandel, jy wil kies of jy dit deel van jou lewe wil maak, jy kan kies of dit jou hele lewe gaan beïnvloed. Want weet jy wat, as jy vergewe, maak jy die kommunikasielyn met die Here weer oop. As jy vryspreek, maak jy die kommunikasie met die Here oop. Mense het al vir my gevra, maar wat van as die ander persoon my dan nie wil vergewe? Wat van as die... Sorg jy dat jy in geregtigheid met God lewe? Sorg jy dat jou kanaal met die Here oop is? Wat traak dit jou wat daai persoon se saak met die Here is? Sorg jy dat jou kanaal met die Here oop is? As jy daai saak vir die Here gee, dan jy los dit in die Here se hand, Here, U sal vergeld. Die Here sê, aan my kom jy wraak toe, ek sal vergeld. Moenie jy kom staan en inmeng hierson nie. Want weet jy wat, die Here stap 'n pad met elkeen van ons. Wat ek en jy moet doen is om God te vertrou. Sê, Here, ek gee dit aan U oor.
Ek gee die seer aan U. Ek kies U vrede. Ek kies, Here, om my gedagtes skoon te maak van dit. Om my hart skoon te maak, vry te maak van dit. Ek kies om nie in daai seer te bly wandel nie. Ek kies, Here, dat U vrede oor my lewe sal kom. En die 5de ding wat die stem van die Here in ons lewe stil maak, is iets waarmee niemand van ons sukkel nie. Die 5de ding is ongeduld. En ek sê mos, niemand van ons sukkel ons met daai ene nie. Weet jy, in Psalm 27, julle huiswerk is Psalm 27, ek het nog nie veel vandag huiswerk gegee nie, Psalm 27, dis julle huiswerk. Maar die vers 14 na Psalm 27, as jy die hele Psalm gaan lees, dan sê daar, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Die mens weet nie meer hoe om op die Here te wag nie. Ons kultuur en ons samelewing wil vinnige antwoorde hê. Ons wil 'n vinnige respons hê. Ons kultuur wil vinnige antwoorde hê op alles. Ons wil nie wag nie. En ons wil ook nie wag op die Here nie. Weet jy wat, soms is die Here net stil, omdat hy besig is om iets dieper en groter in ons te bou. Soms is die Here net stil, omdat hy besig is met groter dinge. Omdat hy besig is om iets groters vir ons voor te berei. Omdat dit nou nie die tyd is wat hy wil hê, ons daarin moet deel nie, want dit is nie die regte tyd nie, want hy het iets beters in stok. Soms bly die Here net stil en antwoord nie dadelik nie, omdat hy agteraf besig is om vir jou iets beters voor te berei, iets beters in plek te sit. Maar jy is so oorhaastig hier, dat jy hierdie wil prys gee. Jy weet, ek en jy moet leer om God te vertrou. God se tydsberekening is perfek. Hoor wat ek vir jou vandag sê. Sy tydsberekening is perfek. 'n goeie voorbeeld daarvan is Lazarus. Even when he's 3 days late, he's always, or 4 days late, he's always on time. Ons vergeet daai. Jy sien, om deure op te forceer wat veronderstel is om toe te wees, gaan jou net ongeluk bring, gaan jou net seer maak, gaan jou net verdriet bring. Om deure oop te forceer wat God toegemaak het, gaan net vir jou ongelukkigheid bring, gaan net vir jou probleme veroorsaak. As God het deur toegemaak het, laat God toe om die deure toe te maak. Want glo vir my, hy gaan ander oopmaak. Dalk nie op die tyd wat jy wil hê, hy moet oop wees nie. Maar wanneer hy deur oop gaan, gaan dit die regte tyd wees. En jy sal in ontvangs neem wat hy vir jou voorberei het. Ek weet nie of julle ook al so gemaak het in die verlede nie. Ek weet as jy 'n kind was, en dis nou naby Kersfeestyd, jy het nou persente gekry, al die goeders, nee. Dan kan jy nou nie wag vir daai dag om oop te maak nie. Baie keer as jy skelm met jy gaan loer wat's in die persent toegedraai. En dan as die dag kom en jy moet die persent oopmaak, dan is dit nie meer 'n verrassing nie. Dan is dit so half, hoe kon ek julle nie eweskielik so skuldig? Ja, almal skelm julle persente gaan loer toe julle kinders was. Was dit die wat julle vir die wat dit gekry het? Jy sien, ons probeer die Here aanjaag. Ons jaag baie keer die Here aan. En weet jy wat is die ander probleem wat ons het? Ons hardloop baie keer vir die Here vooruit, in plaas van om saam met die Here te stap. En dan mis ons die pad as die Here 'n ander rigting invat. Dan is ons al so ver vooruit, en dan mis ons die Here waar hy die afrit gevat het. Weet nie of dit al met julle op 'n highway gebeur het nie. Een ry voor, die een ry agter, en dan is daai narend so ver voor, daar agter, en die ander, hoe lank het die regte afrit gevat, en jy weet nie eens waar is jy mee nie. Jy sien, ek wil vir jou sê, wanneer ons kan leer om die Here te vertrou op sy tyd, ons sal wel ontvang wat die Here vir jou voorberei as jy hom net toelaat om God te wees. Moenie 'n ding ryp druk wat nie ryp is nie. Dit was die ou spreekwoord wat ons altyd gebruik is.
Jy sien, in 'n wagseisoen is die tyd waar jou wortels, jou geestelike wortels altyd dieper groei. Dan gaan kyk 'n bietjie 'n boom wat jy plant. Jy plant hom nou in volgende jaar draai vrugte, né? Hy groei stadig. Hy vat sy tyd, maar op die einde van die dag word dit 'n groot, massiewe groot boom. En dit is presies dieselfde, daai boom, in die tyd wat hy groei, wat gebeur met sy wortels? Dis waar hy sy wortels ontwikkel, waar hy sterker word, om die dikker boomstam, die groter groei, te kan dra. Jy kan nie daai plantjie nou plant en verwag, dat hy met sulke worteltjies hê, en môre so dik boomstam nie, hy gaan nie bly staan nie. Laat die wortels groei, dat die boom sterk kan word. Anker jouself in die Here, in sy vertrou hom. Anker jouself in sy woord, anker jouself in sy beloftes, anker jouself in gebed. Laat jou wortels groei, sodat hy die vrugte kan dra en die vrugte kan hanteer, wat op die regte tyd gaan groei. Maar wat doen ons? Ons jaag baie male die Here aan. As jy nog nie van die Here gehoor het nie, moenie aanneem hy stil nie. Hy wag dalk net vir die regte oomblik om jou te antwoord. En moet ook nie verwag God het van jou vergeet nie. Miskien is jy net nie op die plek waar jy hom hoor nie. Miskien moet jy stil raak. Wat hou jou weg om God te hoor? Elkeen van hierdie blokkasies kan verwyder word. Jy moet net tot God nader. Jy moet Jesus volg as jou herder. Jy moet stil raak in jou gees. Ek wil net vir jou so stel, as jy ver van die Here af voel, kom terug. Bekeer, breek met die sonde. As jy geklatterd voel in jou gees, ek weet nie hoe sê ou dit in Afrikaans nie, maar as jy geklatterd voel in jou gees, as jy so, de mekaar, jy weet, alles is nie op hulle plekke nie. As jy so voel in jou gees, word stil. Gaan pak bykie die rakke reg. As jy twyfel, bid vir geloof. Gaan soek geloof in die woord. Vind geloof in God se beloftes. Herinner jouself daaraan. As jy seer gemaak is en seer gemaak voel, kies vergifnis. Leef vergifnis. As jy ongeduldig voel, wag in hoop. Van die hoop beskaam nie. God is nie ver van jou af nie. Hy was nog nooit. Sy gees is in jou. Hy het jou nie verlaat nie. Dis net jy wat besig geraak het dat jy oor hom nie kan hoor nie. Dis net jy wat jou gees geklatter het en jou geestelike ore besig hou met allerlei ander dinge. Dat jy hom nie hoor nie. Partykeer kort, as jou ore verstop raak, jy maar bietjie goedjies ingooi om hy was bietjie los te maak, en dan moet jy maar hy spuit bring, en dan moet jy maar bietjie ore uitspuit. Die veilig goed uitkom. Jy sien, partykeer is dit nodig vir my en jou om ons geestelike ore so skoon te maak. Ons sal ons weer die stem van die Here hoor. Ons moet net bietjie die regte TV channel kry. En hy statiek in ons gees gaan stil maak. En die antenne rig op die regte rigting, Jesus Christus en hom as gekruisigde. Want elke belofte van God is ja en amen in Christus Jesus. Waar is jou fokus? Waar is jou antenne gedraai? As dit nie op Jesus is nie, gaan jy net statiek kry. Maar in Christus Jesus is elke belofte ja en amen. Amen. Ons lê daar. Vader, baie dankie vanaand vir hierdie woord. Ja, Here, baie male kom die vyand en maak ons blind vir u waarheid. Maak ons ore doof vir die woord. Here, ek wil vanaand bid dat
Vir elkeen wat kan sê vanaand, ja Here, U stem het stil geword in my lewe, ek hoor U nie. Dat hulle sal identifiseer, Here, waar het U stil geword? Waar is dit waar hulle ore toegemaak het vir U? En Here, ek wil bid dat hulle dit sal verander deur die krag van die Heilige Gees, om dit vir ons openbaar te maak en vir ons te wys, gaan maak dit reg. Here, dankie dat U woord vir ons 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet is. Ons loof en ons eer U, Here, want U is goed vir ons. Here, U sorg vir ons, U kyk na ons. Here, ek wil bid dat ons U woord sal hoor, dat ons U stem sal hoor, dat ons U Gees sal hoor. Dat ons al die ander statiek geraas in ons lewe, ons geestelike ore sal stil maak. Ons fokus sal draai na U. En U dien met ons hele hart, siel en gees. Here, ek wil bid dat hierdie woord van ons harte geseën sal wees, Heilige Gees, dat U die naprediker hiervan sal wees. En dat ons sal onthou, Here, wanneer U stil raak, Here, U het ons nie verlaat nie. Dis net ons wat U ingestel is om U te hoor nie. Seën vanaand hierdie woord in ons hart en ek bid dit in Jesus naam. Amen.